Goeiedag en baie welkom by Insig. En Renée, ons is besig om voort te gaan in die studie van Korintiërs. En dis asof Paulus nou sy al sy handskoene af vandag. Heeltemal al af. So, baie welkom saam met ons weer eens waar ons uit Gods woord gaan studeer. En ons vra dat u hoofde saam met ons buig. Vader in die hemel, baie dankie dat ons weer eens in hierdie uur met u woord geopend kan sit, daarin kan lees en daarin insig kan kry vir ons lewens. Help ons so, stuur die Gees vir ons om ons te lei en ons te onderrig. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen. Sonde. Ek wil amper sê, dat seker goed dat ons nou vandag gaan raak, wat normaalweg nie in hardop in gesprekke genoem word nie, nee, of in elk geval my geslag is so. Ons praat nie sommer regtig daarvan nie, maar alhoewel sonde vir ons die rede is hoekom ons uitgaan en siele gaan red. Dit is nog as gevolg van sonde dat die wêreld in die toestand is wat hy is en hoekom Jesus sy lewe vir ons moes kom gee het in die eerste plek. So daar's sonde en dan's daar sonde. Maar vandag praat Paulus van sondes en hy noem van hierdie sondes en dis nie net sondes nie, maar dis sondes wat ek nie sê binne in die kerkgebou plaasvind nie, maar in die kerk is tog die gemeente van God. Plaasvind, is reg. Okay. So, om te begin, kom ons begin by 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 19 en 20. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is wat in julle is? Kom ons probeer weer. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Ek dink hierdie verse is sommer 'n outomatiese aanduiding van waartoe ons beweeg. En 'n aanduiding van hoe ernstig Paulus met hulle praat oor luister, die dag wanneer jy die Here aanvaar, ek het daai sê ding waar ek altyd sê, die dag wanneer jy nou daai balkie aansteek wat sê Christen, daai badge wat ons so aansteek wat sê Christen, dan kom daar sekere verantwoordelikhede daarmee saam. En een van die grootste verantwoordelikhede is om 'n lewe te lei soos Christus se lewe. Om te besef dat my karakter moet meer word soos Christus se karakter. Maar dit sluit my liggaam in. En lyk my ek bedoel, as ons nou van verder lees, gaan ons mors so skrik en by onsself amper wil sê, wat in die lewe het aangegaan in die kerk van Korinthe. Ja, en een van die dinge wat ons moet besef, die kerk, soos nou maar die cliché wat ons gebruik, is nie 'n eiland nie. En ek is ook nie 'n eiland nie. Ek lewe in 'n sekere land, in 'n sekere dorp, stad, in 'n sekere omgewing met sekere vriendekring. En sekere dinge raak vir ons doodnormaal, wat dalk in 'n vorige geslag, in 'n vorige tyd geleef, nie normaal was nie. Byvoorbeeld, as ons kan terugdink in ons eie geskiedenis, van tevore as jy gehoor het van, daar is 'n groot ongeluk, ek dink aan die nuusberigte, jare terug toe ons kinders was, as daar 'n groot nuusberig was, 'n ongeluk, dan is dit voorblad nuus oral. Ja. Deesdae, dat is net nog 'n ongeluk. Dit is net nog 'n ongeluk. Met ander woorde, dit raak maar aan die orde van die dag. Kyk, dis nie 'n sonde nie, maar kan jy sien hoe word ons geïndoktrineer, geklimatiseer deur die omgewing rondom ons, dat, dit is nie meer so erg nie. So wat jy sê, die sekere konsep wat in vorige geslagte dalk as taboe beskou was, ons het nie eens hardop gepraat daaroor nie. Ons sensitiwiteit daarvoor het so getaan, dat dit nou normaal was. Dat sekere goed amper normaal is om te gesels oor in geselskappe, of kom ons praat nou sommer reguit, in ons jonger dae, of in ons voorgeslagte, sou mense wat saamgebly het in 'n huis, sonder 'n huweliksband, maar soos persone wat in 'n huwelik was, wat seksuele omgang het, saam bly met mekaar in huis, sou jy nie gekry het nie. Ek bedoel, in my dae dink ek die kerke sou ingetree het. So mense ernstig alles hulle verwyder uit die huise uit. Ja. Vandag se tyd is dit amper asof dit half 'n aanvaarbare praktyk is.
Maar net omdat iets 'n aanvaarbare praktyk in die moderne wêreld geword het, die vraag moet nog steeds gevra word, is dit aanvaarbaar wanneer ek daai Christenbalkie aangesteek het en sê, maar ek lewe vir Christus. En dit is wat Paulus aanspreek, want ons dink nou hierdie tipe van goed is nie, in ons tyd is nou lekker om vir ons te sê, wie in my geslag het ons nie dit gedoen nie. Weet jy wat hulle hierdie tipe van goed al gedoen het, Paulus se tyd? Ja, en ek dink nie ons moet sê dat die een geslag dalk nou beter is as die ander, en dis glad nie waar ons wil uitkom nie. Waar ons wil uitkom is dat die omgewing waarin ons leef het 'n uitwerking op hoe ons na sekere dinge kyk. Met ander woorde, ons word nou onsensitief, kom ons noem dit so, vir die dinge wat nou gebeur. Ja. So, kom ons kyk 'n bietjie na 1 Korintiërs hoofstuk 5 en dan lees ons daar tot en met vers 13, ons hoef nie alles in een slag te lees nie, want ek dink soos ons lees, gaan ons 'n paar dinge optel. 'n Mens hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so 'n aard, as wat selfs onder die heidene bekend is nie, dat iemand die vrou van sy vader het. En tog is julle opgeblaase, in plaas dat julle liewer treur, sodat hy wat hierdie daad doen, kan verwyder word onder julle uit. Nou hier sien ons nou met ander woorde, hier is die woord, kom ons gebruik nou maar wat die woord hier vir ons sê, hoerery. Met ander woorde, buite die huweliksband is mense besig om met mekaar seksueel te verkeer. Maar dis nie net so ver hierin nie, in die einde van vers 5 sê dat iemand die vrou van sy vader het. Met ander woorde, hier is nou die situasie van sy moeder is 10 oorlede en sy pa het weer getrou. En nou is hierdie man besig om in 'n verhouding met sy pa se vrou, nie dalk sy eie moeder nie, maar sy pa se vrou, in 'n verhouding te wees. En dan gaan dit hier verder aan, dan sê hy, dis so erg, onder die heidene doen hulle dit nie eers nie, buitekant die kerk, maar binne in die kerk is julle besig om dit te doen, want dis wat Paulus hier sê, dan sê hy, en tog is julle opgeblaas, met ander woorde, en tog dink julle doen niks verkeerd nie. Dis, maar wat's fout? Dan gaan hy aan, in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat daardie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Nou hier is 'n ander aspek, wat ons nie dalk van hou nie. Met ander woorde, hier sê hy, as so iets gebeur onder julle binne in die kerk, moet hierdie persoon onder julle uit verwyder word. Met ander woorde, dit beteken, dan moet die gemeente, die kerk, moet hulle dan, ek wil amper sê afsonder en sê, hoorie, ons gaan nou verklaar, as ek dit nou maar in daai sin kan sê, dat jy is nie meer een van ons nie, want ons is nie veronderstel om op hierdie wyse op te tree nie. Ons praat nou van sensuur, né? Ja. En ek dink, kom ons stop net gou so 'n klein sekonde by die konsep van sensuur. Daar's soms 'n heeltemal 'n totale wanbegrip van wat sensuur behels. Ja. Ons dink dis 'n straf om mense weg te jaag en van hulle ontslae te raak, want ons wil hulle nie meer by ons hê nie. Sensuur was nog altyd deel van die kerk se struktuur om siele te red en nie siele te vernietig nie. Ja, met ander woorde, om iets in te stel om met hulle te werk. Dis ernstige stappe wat ingestel word om daardie persoon te red van wat hom laat val het. So, ek dink dit is belangrik dat ons net eers daarby by dit stil staan. Wanneer Paulus sê hierdie persoon wat gesondig het moet onder julle uitverwyder word, dis belangrik dat sensuur toegepas word. Okay, ek wil daai woordjie bietjie verander dit sê dissipline toegepas word. Dissipline, goed. Onthou ek dis in my verwysingsraamwerk is dit die woord wat ek gewoonlik gebruik. Maar wanneer dissipline toegepas word, is dit 'n kwessie van ons wil jou red van wat jou laat val. Ja, met ander woorde, dit is ons wil jou 'n verloor nie. Ja, dis om iemand weer terug te bring na die pad van geloof toe, as ek dit nou maar net so kan stel. Ander, okay, kom ons gaan aan, laat ons verder lees, want ons kan baie daaroor sê in hierdie hele tyd wat ons het, net oor daai 2 versies gesels. Vers 3. Wat my betref, het ek liggaamlik afwesig, maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het, in die naam van ons Here Jesus Christus, as julle vergader het en my gees saam
met die krag van ons Here Jesus Christus om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. Nou Paulus skryf nou daar baie goede en al wat hy sê is, luister hierso, ek weet ek is nie by julle nie, maar as ek by julle was, Dan sou dan sou opgetree ek het. nou so opgetree het. En hy sê dan om hom aan die Satan oor te gee. Nou dit klink nou verskriklik wat hy hier sê. Jy het gesê hy wil hom aan die Satan oorgee. Maar hierdie persoon wat dan in hierdie sonde is, en hier moet ons sien, dis 'n persoon wat hierdie sonde doen, maar nie net so nie, hy's opgeblaas. Met ander woorde, hy loop eintlik te koop daarmee en hy vertel almal daarvan en hy's eintlik trots op dit wat hy doen. Met ander woorde, daar's geen berou nie. En Paulus sê, dan moet hierdie persoon afgesny word van die gemeente af en ons moet hom nou maar, as hy nou die ding, met ander woorde, ons kry in die agtergrond dat daar sou al met hom gepraat gewees het, daar was met hom gepraat en daar wil nie 'n verandering kom nie. En dan sê hy, wel, dan moet ons hom maar afsny en dan sê hy, dan moet hy maar sy eie pad stap. Ek dink ons moet die konsep reg verstaan wanneer hy praat van ek wil hom aan die Satan oorlewer. Dis baie mooi dat hy vir ons die verduideliking, hy sê om hom aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word. Wat ou Paulus basies maar sê is, los hom dat hy die gevolge van sy sonde dra. Dit is wat gebeur, as jy nie tot bekering wil kom nie, jy wil voortgaan in hierdie sonde, klou jy aan die Satan se lewenswyse vas. So, nou regte het jy jouself aan die Satan dan oorgelewer en jou vlees gaan verderf word. Jy gaan die gevolge van jou sonde dra en weet jy, soms moet iemand, mense het gesê, jy moet voel voor jy leer. Ja. So, baie mense moet in 'n skandaal, 'n openbare skandaal land, dat die gevolge van hulle besluite hulle tot redding kan bring. Ja, en dis weer eens die gedeelte wat jy net gesê het van dissipline, wat eintlik daar is om mense terug te trek na Christus toe. Met ander woorde, hoorie, ons sny hom af. Met ander woorde, hy's nou nie meer deel van ons nie, maar ons gaan nog steeds met hom werk, want hy sê daar, sodat sy gees gered kan word. Met ander woorde, ons sny hom af en dan begin ons weer met hom te werk, soos wat iemand van buite die kerk is, sodat op die einde van die dag sy gees gered kan word. En baie keer raak ons moeilik as die kerk sê hulle wil ons dissiplineer, want dan sê ons, maar wat het dit met julle uit te waai? Dis my lewe. Of dat ek moenie my oordeel. En hier is die hele probleem, of die uitdaging. Niks wat ons doen, het net 'n uitwerking op ons nie. Dis reg. Alles wat ons doen, het 'n uitwerking ook op ander mense. Nou, wanneer jy aan 'n sekere klub behoort, die tennisklub, die rolbalklub, die golfklub, dan is daar sekere reëls en regulasies wat jy moet nakom. En ek wil nou nie ingaan wat die reëls en regulasies is nie. Maar as jy nie by die reëls en regulasies bly nie, dan is daar altyd 'n gevolg vir jou oortreding van daardie. Nou, hier is my vraag. Hoekom is die kerk enigstens anderste? Want die kerk is God se bruid, wat vol sondaars is, maar wat probeer om elke dag nader aan Christus te kom. En is dit nie interessant dat as my tennisklub sê dat ek nie met boots op die tennisbaan mag loop nie, hoe slaaf ek nou dit nou, want ek gaan nou modder intrap en die baan beskadig. Gaan ek mos nou, as ek 'n ernstige tennisspeler is, sal ek dit nooit doen nie, want ek wil nie graag uit die tennisklub uitgegooi word nie. Maar as ek by die kerk kom en die Here sê vir my, moenie hierdie boots van sonde aantrek nie, jy maak die kerk seer, jy maak die baan seer. Dis vir die mense wat saam met jou daar is tot skade, nie net vir jou eie siel tot skade nie, dan wil ek hierdie houding inneem van, wie is julle om my te oordeel? Ons het 'n baie aardige houding wanneer dit kom by die kerk van God. En hoe ek myself wil regverdig wanneer dit kom by sonde. En ek dink dis dalk waar ons eerste les vandag moet leer. Die oomblik wanneer ek 'n optrede van myself begin reg redeneer, dan moet ek ernstig begin wonder of ek besig met die regte ding. Ja. Nou, kom ons gaan aan, want ek sien ons gaan baie lank vat vandag.
En dit sê hier verder vir ons, julle roem is nie mooi nie. Julle roem is nie mooi nie. Nou verskuif Paulus die klem van die man wat sonde gedoen het. Nou sê hy hier, julle roem is nie mooi nie. Nou praat hy met die kerk. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is. Want ook ons paaslam is van ons geslag, naamlik Christus. En hier kom hy en hy sê, julle wat nou in die kerk is, julle die medegelowiges in die kerk, julle draai julle koppe weg van hierdie sonde af. Ons kyk nie daarna nie. Ons spreek dit nie aan nie. Ek het amper sê ons praat nie daaroor nie. Ons praat daaroor agteraf, maar ons spreek dit nie aan nie. So, en ag wat, dis mos nie so verkeerd nie man, hy is dalk nou regtig baie lief vir die vrou en. Of dis 'n gesiene man in die kerk. Ja. En nou Dis baie keer een van die grootste probleme, dis 'n gesiene man of dis 'n gesiene vrou in die kerk, hulle doen so baie vir die kerk. So kom ons maak ons oë toe vir wat hulle, vir die sonde waarmee hulle besig is, want net nou maak hulle beursie toe, of net nou, deel hulle nie meer hulle fantastiese talente met die kerk nie. So, presies wat jy sê, so ons moet daarna kyk, en dan sien ons die ander gedeelte wat hier uitkom, is dan, nou kom Paulus en hy gebruik die metafoor van die suurdeeg, van ongesuurd en gesuurd. Met ander woorde, ons weet, dat die suurdeeg stel die sonde voor in die skrif. Met ander woorde, hy sê, dit moet onder julle verwyder word. Vers 8, laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Met ander woorde, hy sê, ons moet fees vier, ons moet jubel daarin, dat ons meer soos Christus probeer wees, en 'n rein lewe probeer lei, as om die sonde te probeer goedkeur. Ja. Dis wat hy hier sê. Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie. Met ander woorde, hy sê nou hier, ek het al vir julle geskryf, julle moet dit nie doen nie. So dis nie 'n eerste waarskuwing Nou, hierdie nie. en julle doen dit nog steeds. Dit wil sê, nie die hoereerders van hierdie wêreld, of die gierigaards, of rowers, of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan. Met ander woorde, nou kom hy hier, nou sê hy nie net ons het met hoereerders gepraat nie, en hy sit hulle almal hier op dieselfde vlak, gierigaards, met ander woorde, mense wat net wil, kan ek sê, geld maak, wat net sal verryk. Ja, of rowers, binne in die kerk, onthou ons, hy praat met kerkmense hier, en afgodedienaars, binne in die kerk. Ja. Dus, en alles word op dieselfde vlak hier langs mekaar gesit. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat al staan hy as 'n broeder bekend, 'n oreerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie, maar die wat buite is oordeel God. Verwyder tog die slegte mense onder julle uit. En hier kom en hy sê, weet jy wat, en dis een van die dinge, wanneer ons iemand nooi vir ete, dan is hulle gewoonlik baie naby aan ons. En hier sê hy, en dis die gedeelte wat hy inbring, hy sê, moet selfs nie saam met so mense eet nie. Met ander woorde, moenie met hierdie mense wat in openlike sonde is, moenie saam met hulle die vriendskappe kweek en dalk binne in jou eie huis sê, ag wat, weet jy wat, dis okay nie. Dis eintlik wat hy hier sê. Ja, ek dink ons moet hierdie gedeelte net reg verstaan. Dit beteken nie wat Paulus hier sê is dat ons nie meer moet lief wees vir hulle nie moet uitreik en help en kyk hoe ons hulle kan tot bekering lei nie waar nie. Wat nou Paulus hier sê is, oppas as jy jou goedkeuring gee vir hierdie tipe van sonde, dan maak jy 'n deur vir Satan in jou eie huis oop. Dit is waar die probleem inkom. As ons hierdie hele gedeelte van Paulus deurlees en ons verstaan wat hier aangespreek word, dan is dit nie net dat hy die sonde aanspreek van die sondaar nie. Hy spreek die goedkeuring van die kerkmense aan vir daardie tipe van sonde. Ja. En wat hy vir hulle dan oor waarsku is, as julle goedkeuring in stilte
of openlik, dit maak nie saak nie, as jy jou goedkeuring gee, as jy dit nie aanspreek nie, gee jy jou goedkeuring daarvoor, gaan julle as kerkmense 'n duur prys betaal, want die Satan sal 'n deur kry na julle toe, en julle gaan op die einde van die dag as 'n kerk ernstig ly onder die sondes wat julle, onder hierdie algemene bekende sondes, wat julle weier om aan te spreek. Ja, dit laat my dink aan 'n ou sêding wat ons in Afrikaans het, wat gesê, die deler So goed is soos die steler. Nou, jy het self nie die vrugte by die buurman gaan gaps nie, maar jy het deelgeneem daaraan, toe dit oor die muur vir jou aangegee word. So met ander woorde, hier weet ons, dat die een wat daar in goedkeuring gee, is net so skuldig, as die een wat die eintlike oortreding doen. Ek dink as ons net 'n bietjie kan praat oor, daar's twee goed wat ek voel ons moet nog oor gesels. In die eerste plek, die kerk het 'n spesifieke identiteit. En die kerk se identiteit word gevind in die karaktertrekke van Christus. Ja. Hoe kan ek my goedkeuring gee aan sonde, en dan by myself dink, ek beskerm die identiteit van die kerk? Die twee praat nie met mekaar nie, het strook glad nie met mekaar nie. So ek dink daarso is een konsep, en dan aan die ander kant dink ek, gaan ons nog praat oor, nou hoe hanteer ek die goed? As ek hierdie goed in my kerk sien, en ek weet hiervan, hoe moet ons dit hanteer? Okay. Kom ons gaan aan en sien ons wat sê Paulus vir ons in die volgende hoofstuk, in hoofstuk 6, nou kan ons weer 'n paar verse lees, so tot en met vers 11 toe, gaan ons saam daarna kyk. Durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie. Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? As julle dan alledaagse regsaake het, moet julle die persone daaroor laat sit, wat in die gemeente die minste geag word. Ek sê dit tot julle beskaming, is daar dan nie eens die een wyse onder julle, wat uitspraak kan doen tussen sy broeders nie. Nou hier kom Paulus nou met 'n ander ding, en ons moet dit ook nou verbind met die vorige. Hy sê, hier moet julle nou kom, selfs met die sake wat in die vorige gedeelte plaasgevind het, moet julle as kerk daaroor oordeel. Met ander woorde, julle moet julle eie sake wat binne in die kerk is, moet julle onder mekaar kan uitsorteer. Kan ek nou amper sê besleg, nee? Daai mooi Afrikaanse woord, dit moet besleg word onder julle. En dan kom hy hier en dan sê hy, en nou is daar nog ander situasies ook nog, behalwe nou hierdie seksuele probleme wat in die kerk plaasvind, hierdie rowery wat plaasvind, hierdie gierige aard wat plaasvind, hierdie afgodediens wat plaasvind. Nou raak julle nog kwaad vir mekaar oor kleinighede, en nou hardloop julle, soos Paulus hier sê, na die heidene toe, sodat hulle kan besluit wie van julle is reg of verkeerd. Wat 'n voorbeeld is dit, wanneer broeders in die kerk hofsaake teen mekaar het? Ja, ek dink ons moet hy praat nie hier van kriminele sake nie. Nee. Hy praat nou van siviele sake wat ons teen mekaar het. Laat hy sê dat, luister, die kerk moet selfs so geëer wees, dat hy tussen sy lidmate kan sê, kom ons gaan sit en ons kyk of ons hierdie saak kan uitsorteer. Kyk, dit moet 'n pragtige verhouding wees wat kerk en lidmate met mekaar het, wanneer ons siviele sake onder mekaar kan self uitsorteer, eerder as wat ons, soos hy sê, na die buitewêreld toe hardloop, hofsaake teen mekaar maak en dan dit so probeer uitsorteer. Okay, so kom ons lees verder. Vers 6. Maar gaan die een broeder met die ander na die regbank, en dit voor ongelowiges, dan is dit al werklike gebrek onder julle, dat julle regsaake met mekaar het. Waarom ly julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle jul nie liewer berowe nie? Maar julle doen onreg en pleeg roof, en dit aan broeders. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie, geen hoereerders of afgodedienaars, of egbrekers, of wellustige, of sodomiete, of diewe, gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is heilig,
maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van ons God. Nou hier kom hy en Paulus herinner ons almal en ons is mos kerkmense ook en ons wil altyd, as ons na vers 10 kyk, dan wil ons al die goed wat Paulus daar opnoem, altyd na buite kyk. Dit is hoe dit daar buite aangaan. Maar wanneer hierdie dinge alles binne in die kerk plaasvind, dan wil ek amper sê, as daar opgetree word, van die kerk se oogpunt af, dan word altyd gesê, ja, maar julle het geen genade nie. Of julle wil nie vergewe nie. En ek dink die twee moet mooi in verband gesit word hier met mekaar. As jy iemand aanspreek en hy moet boet vir sy oortreding, dan beteken dit nie dat jy nie lief is vir hom nie, maar jy moet 'n mate van iets daar stel om te sorg dat dit nie weer gebeur nie. Met ander woorde, as jy met 'n ongelisensieerde kar bestuur en dan kan die kar geskit word. En dan gaan jy 'n groot boete moet betaal om daardie kar te kry, want jy stel ander mense in gevaar wat op die pad is. Nou, almal vir ons sê ja, dit is nie te sleg nie. Wanneer dit my gebeur, dan dink ek is baie sleg. Maar wanneer dit iemand anders is, dan wil ons die reg laat geskied. Ekskuus tog. Dieselfde ding binne in die kerk. Wanneer ander mense hierdie dinge doen, dan kyk ons altyd na hulle en sê ja, dis reg. Iemand moet optree. En as daar iemand optree, is dit dalk altyd reg as dit iemand anders is. Maar wanneer ek daarin betrokke is, dan is daar ewe skielik, waar is julle genade? Waar is julle vergewensgesindheid? Vergewe julle nie. En soos wat jy in die begin gesê het, wanneer die kerk optree en die dissipline, en wanneer ons gaan kyk na die kerk se handleiding, dan sal ons sien dat dit is heeltyd daarvoor om mense te red en nie net te verwyder nie. In die oomblik, Ja. wanneer dissipline toegepas word, voel dit nie vir die betrokkenes asof dit genade is nie. Dit voel nie vir hulle soos 'n reddingsveldtog nie. Hulle voel geafronteerd, hulle voel aangevat, hulle voel veroordeel. En weet jy wat? Ons moet maar deur daardie sake werk. Ja. Want nie een van ons het daarvan gehou, wanneer een van ons ouers na ons toe gekom het, wanneer seker die ernstigste was, wanneer my ma kom my voeter goed en duidelik, en dit was vinnig, het was verby, het was oor, maar as my pa by my kom sit het en vir my gesê het, weet jy my kind, nee, ek het nie dit van jou verwag nie. Ag, dat ek vir 3 dae agterna nog steeds gehuil. Maar dan, ek wil sê, dit was my die grootste straf denkbaar. Ek was kwaad vir my pa, want hoekom het hy my so ernstig aangespreek, en ek het ongelooflik sleg gevoel, omdat ek hom so teleurgestel het. Wat is dissipline anders, as wat ouer liefdevolle dissipline is teenoor 'n kind? Dis dieselfde wat ons in die kerk toepas. Mense wat in hierdie tipe van sondes verval, het 'n rebellie in hulle, want die oomblik wanneer jy met Satan en sy dinge te doen kry, wanneer jy in daai sondes verval, kry jy die rebellie wat die Satan in elk geval tog maar het. En dis nodig dat 'n liefdevolle ouer met so 'n rebelle kind gaan sit en sê, dit wat jy doen is nie aanvaarbaar nie. Ja. En weet jy wat? Niemand van ons hoef te weet wat ons verkeerd doen nie. Ons hoef nie dit verduidelik te word nie. Ons weet baie goed wat ons verkeerd doen. En ek kan nou vir jou beloof, die persoon wat in hierdie sonde is op hierdie oomblik, weet baie duidelik hy is besig om verkeerd te doen. Dit knaag aan hulle. Maar hulle kom op 'n sekere punt, want dit is wat Paulus aangespreek het. Hulle kom op 'n sekere punt dat hulle amper daardie arrogansie ontwikkel van, ek sal nie my laat voorsê wat om te doen nie. En ek regverdig myself, want dit lang besprekinge al in hulle eie siege oor hoekom hulle sonde geregverdig is, en niemand hou daarvan om aangespreek te word nie, maar ons is lief vir mense en daarom spreek ons hulle aan. Ek wil amper vir jou sê, as iemand jou en jou sonde nie aanspreek nie, moet jy begin wonder oor hulle liefde vir jou. Ja. En of hulle eendag saam met jou in die koninkryk van die hemele is, of hulle omdat mense bereid sal wees om hulle eie vriendskap met jou dalk, kan ek dit noem, te versier, om te verseker dat jy
kan sien dat jy tot inkeer moet kom. Ja. Het ons mense so lief, soos Ja. jy nou gevra het? Met ander woorde, het hulle 'n passie vir jou siel. Ja, kom ons gaan kyk gou-gou in 1 Tessalonisense hoofstuk 4, vanaf vers 1 tot 8, kry ons daar dalk 'n teenmiddel, jy weet, so vir van al hierdie losbandigheid wat nie net in die wêreld is nie, maar ook In die in die kerk is. Verder dan broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus dat julle, soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel en God behaag nog oorvloediger mag wees. Want julle weet watter bevele ons julle deur die Here Jesus gegee het. Want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle moet onthou van hoerery, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry en in heiligheid en eer, nie in hartstogtelikhede begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie, dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here 'n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook van tevore gesê en betuig het. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp nie 'n mens nie, maar God, wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. So, dit is vir ons baie interessant hierdie gedeelte wat hy hier sê. Hy sê, maar julle weet, en ek weet hy skryf dit nou hier in Tessalonisense, maar dit is nog steeds Paulus se rede, en as ons sy rede hier kan verstaan, dan kan ons dit toepas, waar hy vir die Korintiërs skryf, en hy sê hier, julle weet julle moet julle onthou van hierdie goed, want onthou, die proses waarmee julle besig is die heiligmakingsproses. Ja. Ons is almal sondig, en ons het almal sonde. Die persoon wat nou sal opstaan en sê, maar ek is nou sonder sonde, daar's jou eerste sonde. Ja. Want jy wil nie dit erken nie. Met ander woorde, ons het almal dit, en dit is die groot ding, hoekom dit 'n daaglikse ding is om na die Here toe te kom. En dit is hoekom ek altyd vir die mense sê, hulle kyk my baie snaaks aan en sê ek, hoorie, moenie daar gaan staan en as jy op jou knieë staan sê, Here vergeef my sondes, en dan gaan jy aan nie. Want jy onthou nie wat jy verkeerd gedoen het nie. Wanneer jy in jou binnekamer bid, noem jou sondes voor die Here. Want dan gaan jy begin besef wat jy alles verkeerd gedoen het. En dan gaan jy meer vir die Heilige Gees vra om jou te lei om van hierdie dinge af weg te beweeg. Of probeer jy hoe? Christus kan dit vir jou wegneem. Ja. En dit is waarna ons moet streef, om meer heilig te wees soos Christus. Heilig beteken nie sonder sonde nie. Heilig beteken afgesonder vir 'n sekere doel. Ja. En ons is afgesonder om kinders van God te wees, om sy karakter aan ander mense te weerspieël. Hoe is dit as ons vir Christus wil verkondig aan heidene, aan nie-gelowiges, kom ons nou stel dit so, nie-gelowiges, en ons bring vir hulle al die waarhede in die Bybel, en ons sê vir hulle, Christus het vir julle gesterf, en vir julle sondes, en dan hierdie persoon wat buitekant staan, kyk na die binnekant in die kerk en sê, joh, maar kyk wat gaat hier aan. Maar so is daai gedeelte wat Paulus vir ons skryf in Romeine, wat hy sê, omdat daar nou oorvloedig vergifnis is, sal ons nou net aanhou sondig. Nee, stellig nie. Ons moet dit laat gaan. En dis een ding wat ons nou moet kyk, binne in ons eie gewetens, en ek sê nie ons moet nou hier na iemand anders kyk nie. Kom ons kyk na onsself, en ons verwyder al hierdie sondes, wat 'n skeiding maak tussen ons en Christus, want baie keer tree ons erger op As die heidene. as die heidene buitekant. Dit is baie hartseer, maar is ongelukkig die waarheid. Ja. Ai, ek dink ons grootste uitdaging vandag is om te besef dat die huwelik iets so pragtig is. Dit is 'n beskrywing wat gebruik word selfs wanneer Christus praat van sy verhouding met die kerk. Vergelyk hy dit met 'n huwelik. Die huwelik is rein en dis mooi. En as jy nog 'n enkellopende is, dan beteken dit dat jy jou liggaam moet oppas. Jou kuisheid moet oppas. En die Bybel noem dit hoerery. Ons het in Afrikaans het ons net een woord daarvoor. Wanneer jy in die Engels kyk, dan praat hy van 'n whoremonger. Dis 'n manspersoon.
Met ander woorde, hoerery is nie net iets wat onder vrouens plaasvind nie, dit is iets wat onder mans ook plaasvind. Interessant dat Paulus juis hier 'n man aangespreek het. So of jy 'n vrou is wat baie seksuele partners het, of 'n man is, jy word op dieselfde manier geag in die woord, in die oë van die Here. So, as jy enkellopende is, bly weg van hierdie goed af. Moenie dat die Satan 'n deur oopmaak in jou lewe nie. En as jy vandag in so 'n situasie betrokke is, en jy wonder, maar hoe gaan ek van dit ontslaa raak? Hoe gaan ek wegkom hiervan af? Dalk is jou huislike situasie van so 'n aard dat jy nie nou alleen in 'n woonstel kan intrek nie. Julle is dalk finansiëel nou al afhanklik van mekaar. Gaan voor die Here en sê, Here, ek gee eerder 10 tree terug. En gaan bly in 'n enkel kamertjie ergens waar ek kan finansiëel vir 'n ruk op my eie voete staan, maar ek kan nie meer so teen U sondig nie. Die Here seën altyd die erkenning van sonde. En hy sal ons help om op te staan daar en gaan vra hulp. Ja, en hier kom die hele situasie uit. En ek dink dit is waarna ons moet kyk. Dit gaan nie hier oor dat party mense wil nie vir ander mense iets gun nie. Hier gaan dit oor, ons wil meer wees soos Christus. En as ek nou daarna kan kyk, 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 het ons gelees, ons liggaam is 'n tempel van God, né? En as ons kyk na 7 vers 9, dan sê dit vir ons daar, maar as hulle nie kan beheers nie, laat hulle trou, want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand. Met ander woorde, kom ons tree in die huwelik en wees dan getrou aan een eggenoot en leef dan van daar af soos man en vrou saam. Want dit is die band, soos jy net gesê het, Christus stel hom voor. Hy is die bruidegom en ons is die bruid, sy kerk is die bruid en ons moet aan hom getrou wees. So ook binne in die huwelik. Maar ek dink waarop dit neerkom in hierdie studie van vandag. Paulus kom en hy praat en hy sê, daar's dinge wat onder God se mense gebeur, wat nie veronderstel is om te gebeur nie. Laat ons introspeksie doen en hierdie dinge onder onsself verwyder en dit nie goedkeur nie. Dit was heerlik om vandag saam met julle te kuier. Ons het harde woorde gepraat vandag. Ou Paulus het regtig die handskoene uitgetrek. Maar weet jy, as dit nodig was in sy tyd om met die kerke te gesels daaroor, ek dink kan ek en u eerlik wees en sê dit is nog meer as nodig om met ons kerke in hierdie tyd te gesels hieroor. Want is ons kerk se enigste doel en se grootste werk nie om mense voor te berei vir die wederkoms van Jesus Christus nie. Ongelukkig gaan dissipline in hierdie sake, in hierdie tipe van dinge deel vorm word van dit, want die redding van siele is ons grootste taak. Ja. Dit beteken die redding van sonde. Mag die Here vir ons almal genadig wees as ons hierdie pad moet loop tot en met die wederkoms van die Here. Okay. Baie dankie Renée, baie dankie dat ons saam met julle kon kuier. Sê vir ons afsluit met 'n gebed. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons onder u dekmantel kon gesels het oor hierdie ernstige sake wat tot van ons moderne kerk deel is, nie net deel was van die kerk van Paulus se tyd nie. Here, die Korinte het al gesukkel hiermee. Ons sien nog steeds die nagevolge daarvan. Ons sien ook hoeveel families tot niet gaan as gevolg van hierdie tipe van ding. Maar Here, ons vra dat u vir ons as kerklidmate sal sterk maak, dat ons sal weet hoe om dit te hanteer in liefde. En Here, as ek vandag iemand is wat vasgevang is in hierdie sondes, hierdie gierigaard, hierdie kwaaddoeners, al hierdie lys van goed wat Paulus opgenoem het, Here, vergewe my. Vergewe ons, lei ons op 'n pad van bekering en mag ons getuienis, Here, op die einde van die dag kragtig word van die genade wat daar in u te vind is. Ons bid dit in u naam. Amen. Amen.